Welkom terug. Ons gaan 'n bietjie finansies gesels. Is jy dalk iemand wat 'n inkomste op jou beleggings se rente verdien of graag meer wil uitvind daaroor? Wel, Aluma Capital se senior finansiële adviseur Pieter van den Berg kom gesels met ons vanoggend oor hierdie opsie. Goeiemôre Pieter. Goeiemôre Swan. So Pieter, die rentekoers het in die laaste jaar verlaag met 0,75. Wat is die impak van die rentekoersverlaging op mense wat 'n inkomste van rente verdien? Ja, dit is die renteverlaging het 'n, soos sê dit 'n double-edged sword. En die rede daarvoor is baie mense verdien inkomste. En baie van die mense afhanklik van hulle inkomste. So wanneer jy in 'n beleggingssiklus is en jy kom uit die beleggingssiklus uit, mag jy dalk opgeteken teen 'n hoë rentekoers en ewe skielik is jy in 'n lae rentekoers. Nou moet jy herbelê. En natuurlik met inflasie wat in daai termyn wat jy belê het opgegaan het, is daarso nou 'n groter gaping wat jy nodig om te vervul. So wanneer jy die belegging plaas in hierdie siklus, is dit belangrik om daai in ag te neem wanneer uit die siklus uitkom, wat is jou keuses? En ons altyd hierdie debat van mense wat vra, okay, die rentekoers moet verlaag word of dit moet opgestoot word, en ons weet, en selfs ek is nie die Reservebank wat hierdie besluite hoef te maak nie. Maar wat moet jy oorweeg wanneer jy 'n alternatiewe produksiehuis gebruik vir jou beleggings? Dis 'n baie goeie vraag, daai Jennifer. En die rede kom mense dit doen is dieselfde rede. Ek is al 2 dekades in die finansiële dienste en toe ek 'n produkhuis moes geskuif het, is dit die besluite wat ek geneem het. Een is ek gaan kyk wat die mense sê, kan hulle dit werklik waar doen. As jy 'n belegger is aan buitekant en jy verstaan nie jou eie produk nie. So as jy die braai of in die slaai maak in die huis en jy is by mense en mense vra vir jou waar jy belê en jy kan nie vir hulle verduidelik wat gebeur het nie of wat die beleggingshuis doen nie, dan verstaan jy nie. En dis die grootste fout wat baie beleggers doen. Hulle doen nie navorsing nie. Hulle kyk nie by die FSCA nie. Is hierdie mense regtig waar legit? Ja. Drink jy 'n koppie koffie met die finansiële adviseur? En baie belangriker, luister die finansiële adviseur eers na jou voordat hy begin vir jou produk oordra. Hy moet verstaan waaroor dit vir jou gaan. En dan alleenlik kan jy besluit watter produk jy wil gaan voor. Want tog moet ek jou vertrou. Ek moet eers weet, ek moet my navorsing doen. Ek gaan nie my laaste geld net vat en vir jou sê, hey, hier is my geld en ek weet niks van jou af nie. Daar's 'n sekere verantwoordelikheid wat tog by my lê om seker te maak alles wat jy sê oor jouself het ek ook gaan navors om seker te maak dis waar. En dis absoluut waar en mense doen dit nie. Hulle vertrou nie want se almal kom in 'n situasie waar as hulle uit die beleggingssiklus uitkom, en wat nou? En nou moet hulle 'n gaping opmaak. So hulle vertrou die persoon aan buitekant wat iets beloof. Ja. Hulle verstaan dit nie en dan belê hulle net. En daarin is waar die fout lê. As jy nie vertroue het in die produk nie, jy verstaan nie die produk nie en jy het nie 'n verhouding nie, moenie belê nie. Pieter, hoe verskil privaat ekwiteitbeleggings van tradisionele beleggings? Baie mense sien tradisionele beleggings as bankbeleggings. Private ekwiteit kyk nie na die tendense wat in die mark aangaan nie. Dis 'n baie meer niche mark. So wanneer ons kyk na beleggings, gaan kyk ons na die besighede wat vir ons sin maak, wat vir ons verhoubaar is, ons 'n goeie opbrengs gaan gee en 'n inkomste gegee want ons het 'n belofte aan ons kliënte om seker te maak ons vervul dit. So ons doen deeglike huiswerk, ons het 'n goeie bestuurspan en dis die elemente wat jy soek wanneer jy graag in 'n beleggingshuis wil wees, seker maak die mense sal dit. En dis waar dit gaan. Jy wil seker maak die mense weet wat hulle doen. Verstaan, hy gaan nie doen wat almal anders doen nie, want dan gaan jy ook net kry wat almal anders kry, gaan almal dieselfde kry. En dis presies die verskil. As jy tradisioneel gaan jy 10 'n laer inkomste kry. As jy alternatief gaan, kan jy 'n hoër inkomste of beter groei verwag. So kom ons praat geoor van daai voordele van privaat ekwiteitsbeleggings teenoor ander beleggings. So private ekwiteit volg die markte nie. Ja. So wanneer jy kyk na Johannesburg se effektebeurs, hulle almal is in dieselfde tendens, dieselfde marke. So as daar omstandighede in die mark nie die beste is nie, dan verander die omstandighede sodat die mark kan val. Waar private ekwiteit, wanneer ons kyk na 'n batebestuurder soos Aluma, dan kry jy verskillende elemente. So ons gaan kyk na besighede oor 'n groot spektrum wat vir ons voordele gee en vir ons kliënte dan verhoubare groei in inkomste gee. Want dis waarom mense wil bly, want hulle sal eers seker maak jy kan doen wat jy kan sê. Ja. En jy kan jou woord hou. En is jy betroubaar?
Ek dink almal weet deesdae die betroubaarheid hierso is die grootste faktor as jy kyk wat in die mark aangaan. En almal wat my bel vra my altyd vra Pieter, wat is julle legit? Hoe lank bestaan julle? Kan julle hierdie doen? Is it too good to be true? Dit is algemene vrae wat ek self my moes gevra het toe ek in Aluma wou intree as 'n finansiële adviseur. Want so op die einde van die dag is my reputasie is wel as my kliënte se beleggings en hulle Engelse woord is livelihood. Ja. Ek is nou verantwoordelik om seker te maak hulle kan hulle behoeftes voorsiening maak deur al hulle onkoste te dek. En dis waar dit gaan. So Pieter, vir iemand wat nou wil 'n maandelikse inkomste hê, in jou ervaring watter belegging by Aluma Capital sou jy vir so iemand aanbeveel? Belangrike vraag is, verstaan jy adviseer die omstandighede? Het hy genoeg vrae gevra? As hy dit verstaan, dan kan hy vir jou sê, goed, soek jy groei of inkomste? Wanneer ons kyk na inkomste, moet ons kyk na watter tipe inkomste wil jy graag verdien? Wil jy rente verdien? Of wil jy dividende verdien? En daar's 'n groot verskil in die twee, want daar's 'n belastingvoordeel wat jy geniet met albei. Met ouderdom kry jy rentevoordeel, maar met dividende kry jy vaste belastingkoers van 20%. So baie keer is dit 'n kombinasie van die twee waar die kliënt die voordeel geniet, maar dit gaan oor 'n gesprek om die groot prentjie te verstaan, want nie alle kliënte wil graag al hulle inligting met jou deel nie. So die advies is afhanklik van wat hulle noem 'n needs analysis. Verstaan jy die kliënt? Het jy alles geanaliseer? En dan kan jy die beste advies gee. En die kliënte moet ook verstaan, hulle moet ook bietjie huiswerk doen. En hulle moet met 'n goeie taksdeskundige meegesels. So wanneer die adviseur advies gee, moet hierdie twee wêrelde bymekaar kom, want waar gaan dit vir die kliënt op 'n einde van die dag se inkomste wil hê? Hy wil meer geld in sy sakkie. Ja. Dis die bottom line. En al maniere jy dit gaan regkry om te verstaan en die beste advies te gee met 'n kombinasie van produkte. Nou moet ons praat oor daai gewaagde woord inflasie en die impak van inflasie op meeste van ons en hoe Aluma Capital ons kan help om daai effekte van inflasie op ons beleggings half uit te skakel. My oupa het geleef tot 94. Die dag toe hy 60 aftree en die spoorweë was daai dae fantastiese maatskappy om voor te werk, het hy afgetree dat hy surplus geld in sy bank gehad het. Hy het 2 eiendomme gehad en deur sy leeftyd het ek beplan dat hy sy kon voorsiening maak tot 110. Goed. Toe hy oorlede is sy uitgawes 3 keer soveel as sy inkomste. Dis 30 jaar na aftrede. Ja. As hulle is reg is en sê daar word nou kinders gebore wat oor 140 gaan word. Imagine 60 jaar se beplanning nadat jy afgetree het. Sjoe. En dit is die realiteit van inflasie is. Ja. Waar Aluma dit reg kry is om bo gemiddeld te presteer, bo 'n 2 syfer groei of vaste koers. En dit gee die kliënt dan die geleentheid om te spaar teen 'n hoër koers as inflasie. So jy realiseer eintlik so 'n bietjie groei. En dis belangrik want dis die groei deel wat belangrik is, nie om inflasie by te hou nie, maar as jy kyk na medies, as jy kyk na kos en elektrisiteit, is alles bo dubbel syfers. Ja. En dit is waar jy moet gaan kyk na alternatief in jou portefeulje en jou risikobestuur en sê watter produk gaan dit vir jou moontlik maak. Jy het nou gepraat van kliënte het 'n keuse tussen 'n dividendinkomste of 'n renteinkomste, selfs dalk 'n kombinasie van beide. Vertel ons meer daarvan. So ek het net 'n bietjie daarvan gepraat. Die belangrike deel is wanneer jy finansiële beplanning doen is om te kyk wat is die belastingkoers wat daai persoon op is. Want as jy sekere rente verdien volgens jou ouderdom, kry jy belastingvoordeel. Ja. En hoe ouer jy word, hoe meer voordeel geniet jy. So daarso sal ek vir 'n kliënt sê, goed, watter tipe inkomste verdien jy? En dis waar baie finansiële adviseurs die fout maak. Hulle kyk nie na die tipe inkomste wat mense verdien nie. En natuurlik tussen gaardes om die belegging te deel sodat albei die voordeel geniet in plaas van een persoon al die. So ons het baie mans wat glo ek is die broodwinner, ek wil die geld hê, ek wil die belegging doen. Maar as jy die beplanning doen, dan wil jy die belegging verdeel, nie net vir die voordeel van die belasting nie, maar ook vir boedelbeplanning. En daai twee is 'n kombinasie en dit kom by die vaardigheid en die kundigheid van die finansiële adviseur om jou regtig waar te guide en vir jou te sê. En ek kan net die belangrikste deel sê. Voordat jy belegging doen, maak seker jy het 'n testament. Maak seker hy's in Engels.
en maak seker, hulle noem dit 'n mirror image. Die man se testament praat met die vrou testament. So as die een tot sterwe kom, is daar 'n blywende testament op rekord. En die rede vir Engels is, nie almal by die hof kan Engels lees nie, so hulle moet wag vir 'n vertolker. So baie mense wat Afrikaanse testament het, die proses gaan stadiger. Tot daar 'n tolk kom om jou testament te vertolk. As hy in Engels was, kan die proses net vinniger voortgaan. Doen jou huiswerk. Baie dankie Pieter. Dit was Pieter van der Berg van Aluma Capital en as jy graag meer wil uitvind, besoek gerus aluma.co.za of skakel hulle op Pretoria 012 012 5291. Dis 012 012 5291.